Welkom terug by die groot ontbyt. Peach van Pletsen en Nas van die groep van Pletsen is besig met 'n 4de vollengte album om lig te maak. Nou juis uit te bring. En ons selfs vanmôre met Peach homself. Ons praat oor 'n paar goedjies, spesifiek oor die elektroniese angle wat hy nou gaan so 'n bietjie die kant toe, daai kant toe en nou sit akoesties. Hoe die hel doen 'n mens dit? Môre Peach. Môre, hoe gaan dit? Dis lekker om hier te wees. Dag, dankie nou, dankie. Dankie dat jy tyd gevat het vanmôre om ons te kuier. Hoor jy, ons moet praat oor die klank. Dis almal praat oor die klank. Ons moet jy cutting edge elektronika klub klank wat van Pletsen nog altyd het en nou akoesties. Vertel my 'n bietjie van die album om lig te maak. Het volgens wat ek lees, gaan nie 'n enkele elektroniese klank op hê nie. Ja, daar's nie 'n enkele elektroniese element op hierdie album nie. Dit het eintlik nogal baie organies gebeur. Ons het 'n paar songs net so approach for the fun of it en toe geniet ons die proses regtig baie en om die songs so te explore in hulle sort of purest form. So dis alhoewel dit baie simplisties is dit ons mees musikale ryk projek nog. En dit beteken nie dat ons nooit weer gaan elektroniese klanke maak nie. Dis maar net een album en ek geniet die feit dat die band wat Jy Bly Stil gedoen het ook om lig te maak kon maak. So ja, dis net nog 'n album met 'n heeltemal 'n ander klank. Hoe belangrik is dit vir julle om gewoonlik soos nuwe dinge te probeer, so 'n bietjie buite die boks, want julle is nie juist mense wat jy weet in 'n boks geplaas kan word nie. En nou probeer julle ook hierdie of nie probeer nie, julle doen hierdie akoesties, verstaan, en dis so sê al 'n ander klank, maar dit beteken nie julle gaan nie weer teruggaan nie. Hoe belangrik is dit vir julle om nuwe dinge te probeer? Ek dink as kunstenaars is dit een van die belangrikste goed want dit hou jou op jou tone. Ek dink as jy in 'n tipe boks geplaas is en jy exist net in daai boks soos 'n comfort zone, dan op die ou einde sukkel en suffer die kuns en die musiek. So hierdie proses omdat dit effens gemaklik was en omdat mens wonder hoe kan 'n band wat bekend is vir songs soos Jy Bly Stil en dis ek kan van die ander titels nie sê nie. Maar om hierdie sort of 180 te doen was vir ons exciting, maar ook 'n bietjie daunting en ek dink mens maak jou beste werk as jy met een voet in die familiar is en met een voet in die complete unknown. Ek wil nog praat oor die collabs op hierdie album, maar voor ons daar kom wil ek eers praat oor die album self. Daar's 'n tema om lig te maak, die titel wat is in die album? Wat is die hooftema? So ek dink die van Pletsen se MO of modus operandi, I don't know. Julle is die taalkundiges. Is nog altyd om lig te maak, to make light of, jy weet, heavier situations, using satire, using humor. So om lig te maak is so half ons mission statement, maar ook die musiek is letterlik ligter op die album, so ons het dit lig gemaak. En dan laastens dink ek is dit vir ons die main tema om lig te skep, soos om lig te create, om lig te wees, om lig te letterlik te maak. So dit is vir ons 'n baie eerlike en sort of strip down, maar ja, dance ook album. It's entering the grootness, but the grootness of the binnekant. Een van die collabs, en Pierre het nou genoem, jy weet, hy wil praat oor die collabs, is met Spoegwolf. En was interessant ook, jy weet, op julle social media het jy gesê, julle het eintlik hierdie liedjie al 'n rukkie terug geskryf. Hoekom nou? Hoekom is dit nou die tyd om hierdie een te doen? Die cool ding van daai liedjie is, dis so half musiek is so 'n bietjie soos time traveling. As jy na daai 3 minute luister, die een gitaar is opgeneem in 2020, van die stemme is opgeneem in 2021 en toe was daar weer 'n tambourine of iets bygevoeg in 2023 en eventually 2025 sien dit die lig. So dis hierdie 5 jaar van groei en menswees wat vasgevang word in 3 minute se klank.
ek dink toe Daniel Prating was in 2020, het ons studio toe gegaan om rond te speel met idees, maar Van Pletsen was toe so kliphard in daai fase waar ons toe was, dat dit was te wyd. Dit was soos die twee teenoorgestelde pole van Afrikaanse musiek, Van Pletsen en Spoegwolf. Maar toe ons nou met hierdie album en projek begin, toe dog ons, dis die perfekte tyd om daai song weer te revisit, en toe val dit alles net baie natuurlik in plek, en die Spoegwolf ouens love die song, ons love die song, ons het even 'n musiekvideo vir dit geskiet, wat binnekort gaan uitkom, so everything has its time, I guess. Peach, daar is 'n klomp mense daar. Baie mense sal vir jou sê Spoegwolf, Jack Barrow, Early B, Droom Syndroom, Kurt Darren, Emma B. Kurt Darren. Hoe op dese aarde maak 'n mens 'n collab met Kurt Darren? Dis 'n goeie vraag. Die kaptein en die groot hond. Ek het gedink dat tussen Kurt Darren, Spoegwolf en Van Pletsen het ons die drie pole van Afrikaanse musiek gedek. En dit was vir my belangrik dat die kaptein is so 'n good sport en ek het vir hom gevra of hy keen sal wees en hy was, en toe vra ek vir hom of hy keen sal wees om 'n musiekvideo saam met ons te maak, which was quite a concept video met baie ek wil nie te veel weggee nie, maar baie satire en hy het even ingestem vir dit, so daar kom nog baie musiekvideo's en goeters en julle kan uitsien om Kurt Darren, die kaptein, in 'n lig te sien wat julle hom nog nooit tevore gesien het nie. Hoorie, maar jy los ons almal nou nuuskierig. Wanneer kom al hierdie musiekvideo's? Wanneer word dit vrygestel? So die video met Spoegwolf gaan hierdie week uitkom en dan 'n paar weke later sal Beerdkrag met Emma B uitkom en dan gaan ons probably vir die kaptein sien. So moontlik soos wat julle hom gesien het in die 70s of 80s as hy toe die land se grootste popster was. Kan nie wag nie. Wat ons wel gaan sien later op die program is Hartedief, ek het jou lief, met Emma B. Vertel ons bietjie van Emma B, vertel ons van die tune. So Emma B het tweede gekom, ons het laas jaar 'n kompetisie gedoen met die naam Mengels is groot. Dis baie soos Afrikaans is groot, net baie kleiner. En sy het tweede gekom en ek was regtig amazed deur haar stem en vocal tone en het dadelik geweet ek wil graag iets saam met haar doen en toe hierdie projek verder gaan, toe besef ek haar stem gaan perfek gepas wees vir hierdie twee songs, onder andere Hartedief en Beerdkrag. So ek dink sy het 'n baie blink toekoms en ek sien uit om later hierdie jaar ook saam met haar te werk aan haar eie musiek. Nou, soos jy sê, ja, die tone van haar stem is absoluut magic, die tune wat julle saam doen. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Prating, want kyk, Prating is 'n ding wat die oomblik toe die eerste episode uitkom, het dit vlam gevat. Dit was 'n fenomeen. Julle is besig om te werk aan die volgende seisoen van Prating, is ek reg? Yes, dit is ons is nou amptelik amper besig om te skiet aan seisoen 4. Dis iets wat ek mal is daaroor om te doen en dit is altyd 'n groot taak of undertaking to do, maar dit is iets wat ek vir ewig sal wil doen. So ek is baie opgewonde vir seisoen 4 en ek is baie dankbaar vir almal se ondersteuning en die feit dat hulle kyk en dat dit resonate met mense. Hoorie, maar julle gaan ook later hierdie jaar in Nederland toe vertoer. Vertel ons 'n bietjie daaroor. So in Junie gaan ons Nederland toe, ek dink vir die 4de of 5de jaar in 'n ry. Ek gaan eintlik al sedert 2011, ek dink multiple kere 'n jaar, so ek geniet dit vreeslik baie daar. Dis vir my 'n awesome plek om shows te doen. Hulle het 'n fascination met Afrikaans, amper soos asof hulle dink dit is. Hulle is intrigued deur dit, maar meer amused deur dit. So dit is great dat ons daar kan shows doen en daar's 'n mengsel van Dutch mense en ex-Suid-Afrikaners. So ons is by Melkweg 6de Junie en dan in Groningen en Arnhem in 5de en 7de.
Junie. Kom ons praat 'n bietjie net oor die albumart van Om lig te maak. Ek bedoel elke liedjie het sy eie kunswerk en dit is almal hierdie ongelooflike mooi landskap, 'n layered landskap, beautiful werk. Kyk, as daar's nou die album omslag se kunswerk en dit is almal dieselfde tema, dieselfde look. Vertel ons asseblief van die amazing visuals. So die kuns was gedoen deur een van my favorite local kunstenaars met die naam John de Wet. Hy het ook hierdie stuk kuns wat hier op die muur agter my, links van my hang, het hy ook gemaak. Ek het vir hom die album gestuur en gesê die titel is Om lig te maak en asseblief create iets wat voel soos wat die musiek voel. En die idee was altyd om dit uit te sit as 'n vinyl ook. En dis ons eerste fisiese weergawe van ons musiek as Van Pletsen. Alles is net digital. So jy sit al die werk en ure in en dan gaan dit net iewers in die hoekie van die internet. So om 'n actual fisiese plaat te kan vashou is nogal spesiaal vir ons. Ja. En dis 'n baie limited edition ding wat jy kry dan essentially 'n John de Wet kunswerk en dan kry jy ook die Om lig te maak album en die plaat was ook beskikbaar voor die album digitaal beskikbaar is. So dis so 'n klein bietjie van 'n rebellious act teen die digitale model waar musiek moet inpas deur om 'n plaat vry te stel en dit vir mense te gee voor die digitale weergawe. Rebellious act? Mense sou dit nooit verwag van jou nie. Baie nou jy tyd gevat het vanmôre om so vroeg op te staan en met ons te chat. Dit was regtig heerlik en ek sien bitter baie uit na al die tunes op die album. Dankie julle, ek het dit regtig geniet en ek sal enige tyd vroeg opstaan vir die groot ontbyt. Die groot hond op die groot ontbyt. Baie dankie. Dis aan Peach van Pletsen. Wat 'n lekker kuier. Hierdie album is merkwaardig. Ek gaan dit nou maar net sê vir kunstenaars om uit 'n mold uit te breek en ander goed te ontdek en weer te kan terugkom waar hulle is. Dit sê baie vir selfvertroue en die vertroue in 'n mens se kuns. So ja, Om lig te maak. Dis 'n lekker album. Ons gaan nou hierna na dit vertensiebreek luister na Van Pletsen en met MAB ook by Hartedief, die song wat 'n lekker klank aan hom het. Maar bly net daar waar jy is. Dit was aan Peach van Pletsen van Pletsen.